Jy kan die Bybels oopmaak by die evangelie van Markus. Markus hoofstuk 4 gaan ons 'n stuk lees. En vanoggend wil ek met jou praat oor my hart is soos 'n saailand. En ek gaan in die boodskap gaan ek weer terughak in laas naweek se woord van daar is sekere seisoene in ons lewe. En dan gaan ons ook hierdie woord gebruik vir volgende Sondag waar die Here met ons gaan werk. Nou waar is al ons seniors wat hierdie week vetplantjies geplant het? Wie's daar soos julle, nee? Ons het hierdie week 'n plantdag gehad en ons het vetplantjies geplant. Ek dink oor 100 houertjies. Maar dit was lekker geweest en ons het saam potting soil gevat en in bakkies gesit en ons het klomp verskillende vetplantjies het ons daar geplant en hulle kon dit huis toe vat. Wat baie van ons seniors gesê het is, hoe lekker is dit om weer hulle vingers in die grond te kry. Nou dis grond het 'n effek, nee, dat as jy met hom werk, dan ruik jy dit en is potensiaal wat jy in jou hand het. Iets kan gebeur. Jesus kom en hy kom vertel vir ons dat ons harte is soos 'n stuk grond. En wanneer die grond reg bewerk is, dan het dit potensiaal dat saad in dit kan gesit word en dat daar groei kan kom. Nou, daar's verskillende gronde. Daar's sagte grond, daar's klipperige grond, daar's harde grond, daar's grond wat ryk is en daar's grond wat arm is, soos sandgrond. Maar die hart van die mens is soos 'n stuk grond. Enigiets wat daarop val kan ontkiem en groei. Hoe klink dit? Nou, ek het wanneer ek by my huis kom en die oprit is daar en die hek is daar en het ek tuin buitekant gemaak dat dit nou daar mooi lyk en reg lyk. En sedert die somer verby is en die herfs gekom het en die reën het begine val, begin die bome stil te staan, maar wat groei die lekkerste? Onkruid. Onkruid. Dit was nog skoon 3 weke terug en iewes skielik is dit asof die onkruid gekom het en die blare is sommer so lank. Dit staan oral waar ek dink by myself, gif is die antwoord. Ek gaan jou hier uitkry. Tannie Louise, moenie so ernstig wees, jy ontspan 'n bietjie vanoggend, jy's nou in die kerk. Amen. Daar groei ook baie maklik in ons harte. Enige iets wat in ons harte val, het die potensiaal om te groei. En dis nie net goeie saad nie, dis nie net goeie plante nie. Partykeer val daar iets en dit val in jou hart en is nie veronderstel om te groei nie. Soos iemand gee jou kritiek of iemand sê iets van jou of iets gebeur, daar's 'n krisis of daar's goed wat plaasvind en iewes skielik is dit in jou hart en dit groei. Dit groei vinniger as onkruid. So ons hart is gemaak om alles te absorbeer en om in dit in te stap. En dan moet ons deur die wysheid van ons verstand moet ons besluite maak om te sê, hierdie plantjie moenie nou groei nie, ek moet hom nou uittrek. Jacques, jy weet as dit maandagoggend is en ek stres oor die week se werk en vrees van my beurt. Dis die eerste plantjie wat jy elke dag eintlik maar moet vasstrap. Jy sê, hoor, die vrees gaan nie oor my heers nie. God gaan oor my heers. Maar Jesus kom in Markus en hy bring 'n gelykenis, hy kom vertel 'n storie. En die storie gaan oor 'n man wat 'n saaier is. Hy het 'n sak by hom en hy is besig om op sy land saad te saai. En ek wil julle nooi om saam met my te blaai na Markus 4, dan gaan ons lees dan vanaf vers 5, gaan ons die eerste gedeelte lees. Is julle almal reg? As jy op jou selfoon is,
dan kan jy jou Bybel oopmaak, of 'n Bible app oopmaak. Moet nou nie Facebook oopmaak nie. Moet ook nie sit en speletjies speel op jou foon nie in die kerkie. OK. En saaier het uitgegaan om saad te saai. Met die saai het 'n deel op die pad geval, en dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'n ander deel het op 'n klipbank geval, en nadat dit opgekom het, het dit verdroog omdat dit geen vogtigheid gehad het. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het daarmee saamgegroei en dit laat verstik. Daar was ook 'n deel wat in die goeie grond geval het, en dit het opgekom en 100voudige oes opgelewer. Toe het hy dit gesê, roep hy uit, wie ore het en kan hoor, moet luister. Die vraag wat ek vra, is, waar het die saad geval? En die gelykenis bring vir ons 4 plekke. Dit val op die pad, of op 'n klipbank, of tussen die onkruid, of op goeie grond. So saad wat gesaai word, wanneer ons gaan kyk in die gelykenis van Jesus, sê vir ons dat wanneer die prediker saad saai, wanneer daar in jou huis saad gesaai word, is daar 4 moontlikhede waar die saad kan val. Kom ons gaan kyk nou na Jesus se verklaring op daai gelykenis. Hy vertel die storie, en dan verduidelik hy die storie ook. En hier kom die verduideliking. Hy sê, die betekenis van die gelykenis is dit. Die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. So daai persoon is nog 'n ongeredde persoon. Hy hoor, maar dit kry nie kans om in sy lewe pos te vat nie. Die wat op die pad val, ek het dit nog nie. 13, die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem, wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat in die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe, word dit gaandeweg verstik en dit skiet nie saad nie. Vers 15, die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met goeie en opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. So, die gelykenis kom en hy word vir ons oopgebreek en hy sê vir ons dat die saad wat op pad val, dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. En verduidelik hy vir ons dat in die vloei van saad saai, kom die duiwel op 'n unieke wyse na mense toe en hy probeer om die goeie saad wat gesaai word weg te haal. Hy steel dit. Wanneer ek ongered is en ek hoor die woord van die Here, dan is daar nog nie diepte in my lewe nie, daar's nog nie 'n commitment in my lewe nie, daar's nog nie 'n verlange om saam met God 'n pad te stap nie, so, die saad is baie keer onbelangrik. So, dit is baie maklik vir die duiwel om net te kom en hy vat dit en hy neem dit weg en nie vergeet dit. Dit het baie te doen met mense wat nominale Christene is. Ek is 'n Christen, ek gaan kerk toe, af en toe. Ek is meer by die kerk wanneer daar begrafnisse is of troues is. Maar ek is net so, jy weet, ek het godsdienstig groot geword.
daar het nog nie in jou 'n lewensveranderende bekering, wedergeboorte plaasgevind nie. En dis waarom dit net altyd so gaan. When I need God, I will ask God, but I'm not going to walk with God. I'm not going to have a personal relationship with God. Dan is daar 'n gedeelte wat hy praat van die klipbank, nê. Dit is die saad gaan en die saad word gesaai en die saad val en hy skiet half op, maar hy kan nie wortel skiet nie. En dan verdroog dit. En dit dra die betekenis dat God, wanneer God sy woord saai in jou lewe in, is dat daar iets gebeur in jou assimilering, jy observeer dit en jy neem dit aan en jy laat toe dat dit wortel skiet in jou lewe. Met ander woorde, ek gaan maak verstellings. Ek begin glo in daai saad, ek laat toe dat daai saad in my lewe begin groei en my lewensprosesse, besluite verander. Ek weet ek klink ernstig, maar julle lyk verskriklik ernstig. Laasweek se woord, transformasie seisoene aktiveer die grond in jou hart. Kom ek verduidelik. Daar gebeur in sekere seisoene van jou lewe, staf in jou hart, goed in jou lewe. Goed wat jou lewe omvergooi. Goed wat jou lewe radikaal aanraak. Nie altyd goeie goed, die partykeer slegte goed wat met jou gebeur. En ek het laasweek gesê, wanneer jy deur sekere seisoene van jou lewe werk en goed gebeur, is dit ook 'n tydperk in jou lewe waar jy moet stil staan en vir jou die vraag afvra, wat wil God nou met my praat? Want die mens wat in moeilike tye inkom, in moeilike seisoene van hulle lewe inkom, die oomblik wanneer die popo die tref, vlug mense weg en hulle gaan op die aanval. Met ander woorde, hulle beskuldig alles van almal, hulle kan nie sien wat in hulle eie lewe aan die gang is nie. Dis ander mense wat die slegte teenoor hulle doen en daar's nie fout met hulle nie. Dis normale prosesse. Maar die oomblik as jy in jou seisoen gaan stil staan en sê, luister hier, ek het nou deur 'n egskeiding gegaan, ek het die verlies van my pa of my ma of my vrou of my kind het ek ervaar. Wat is dit wat die Here wil doen? Ek gaan dit nou so verduidelik. Op 'n plaas het 'n boer 'n stuk grond en hy sal hy stuk grond vir 3 jaar sal hy hom omploeg en hy sal bemesting in werk en dan sal hy saad saai en dan kom ons sê koring en dan sal hy by regte tyd sal hy die koring oes en dan volgende jaar as hy dit dan laat rus nie dan vat hy 2de jaar maar so min of meer elke 4de jaar dat rus hulle die grond. Dis 'n tipe boerdery maar dan so elke 4de 5de jaar dan bel daai boere ander oomie. En daai oomie het 'n tractor, 'n D8 bulldozer. En daai ding het agter aan hom met hy 'n hak. Hy's langer as my. En dan kom daai oomie met daai bulldozer. En dan druk hy daai hak daar in die grond tot 2 meter diep. En dan sit hy diesel aan. En dan begin hy trekker te loop. En dan dolwe dit die grond 2 meter diep om. Die hele land lyk sommer anders. Want die grond word nou van diep af opgewerk en omgewerk. Hulle noem dit dat die grond word amper weer geheraktiveer. Want dit wat afgesak het, bring die grond nou weer op, die bulldozer trek het weer op, nee. Wat is die regte woord vir dit? Hulle rip die grond, as ek reg is nou. Amen. So,
En wanneer hy dit gedoen het, dan sal hy weer die grond met 'n skottelploeg gaan hy deur en hulle maak die grond weer gelyk en dan sit hulle weer bemesting in en dan het die grond nuwe potensiaal. Nou tussen 20 of 30 of 50 of 60 of 70 of 80, ergens in jou lewe slaan elke mens op een of ander noot 'n seisoen wat moet verander. Ons het gesê, daai midlife crisis. As jy dit hoor in jou huwelik, dan moet jy hierdie boodskap onthou. Vlug van dit, my broer. Hardloop. As jy in jou dirty cities is en jy raak 40, dan gaan jy besef, maar nou is ek glad nie meer 'n jong mens nie. Ek is nou nie meer 'n tiener, ek kan ook nie meer aangaan nie. Ek is nou in my naughty 40s. En jy moet jouself regmaak daarvoor. En eers wanneer jy in jou 60s kom, kan jy die lewe amper beter in die oë kyk, dan het jy wysheid. Amen. Dr. Albertyn, reg so ons is mos nou in daai kategorie, My vrou, ek hoop ek het wysheid. Jy moet nog tot 60 toe kom, bewaar jou. Maar in elke seisoen, of jy 'n gewone Christen gelowige is en of jy diep ergens in jou lewe stuff happens. En daai stuff wat gebeur, kan jou lewe verdiep. Dit kan nuwe potensiaal na vore bring. Dit kan jou so omdolwe dat jy in 'n nuwe geloofsverhouding met God instap. Dit kan jou heraktiveer om as 'n gelowige net diepere verhouding met God te hê. Of jy gaan weghardloop. Wat ons nie wil doen nie. Ons wil toelaat dat God in ons werk. En in hierdie gelykenis is dit wat Jesus vir my, en ek glo vir die gemeente vir ons kom sê, dat hy wil ons lewens, hy wil die verskillende vlakke wil hy vir ons kom verander, sodat ons kan verdiep in die Here. So, die kondisies van die grond in jou hart word deur elke seisoen in jou lewe beïnvloed. Maar ek kan toelaat dat die seisoen in my lewe totaal en al verander. In die contemplatiewe spiritualiteit praat hulle van 'n vision quest. Dit is dat jy gaan in 'n seisoen van jou lewe, wanneer jy deur 'n seisoen werk, hier's nou verskriklike goed aan my lewe aan die gang, en dan gaan ek vir 'n naweek, of vir 4 dae, of vir 14 dae gaan ek weg. Ek probeer op 'n plek van stilte kom, en dan probeer ek deur 'n seisoen werk om te gaan ontdek, wat is dit wat aangaan, en wat is dit wat God my wil leer? Dis 'n vision quest. Dit gaan gewoonlik ook gepaard met vas en gebed, dat ek vas van enige materialistiese goed, en ek vas ook van kos, en ek wag op God om my deur hierdie seisoen te help. En dan ontvang ek visie, dan ontvang ek weer God se beeld van waantoe hy op pad is met my lewe. En wanneer jy as Christen daai verstelling gemaak het, wanneer jy by God sien, dit is wat God nou in my lewe vir my sê en met my wil doen, dan het dit so 'n openbaringskrag in jou, dat dit jou die hele lewe verander. Sielkundiglik weet jy waantoe jy op pad is, ongeag van wat aangaan. Dit raak in realiteit, dat in jou verhouding met God weet jy, dit wat God nou gesê het, is goeie planne vir my. Dit is sy drome vir my lewe. God hou my nooit aan die pyn van my lewe nie. God sal nooit 'n geknakte riet, met ander woorde iemand wat deur slegte omstandighede gegaan het, God gaan nooit 'n geknakte riet afbreek nie, sê Jeremia. God gaan ons sterk maak. Die vraag wat ek jou wil vra is, wat laat jy toe in jou lewe? Want dis nie 'n ding van
ag Here, kom doen dit nou maar net. Nee, is ek wat in dit instap en sê, Here, wys my wat ek moet doen. Dis soos die saaier wat kom en hy sê, maar hoor, hier is die saad en hier is die land. Here, ag, laat die wind tog net die saad in die grond kry. Nee, hy gaan sê, jy moet nou maar op en af stap en jy moet die saad saai. So daar's altyd 'n aksie van my en van jou wat ons moet doen om dit deur te voer. So, ek gaan dit nou weer herhaal hierdie. En dit is vir almal. Die momente wat jy deurgaan, is alles te doen met vlakke van volwassenheid. Jy moet eienaarskap neem wanneer jy jou skool verlaat. Ag, baie keer droom ek nog, yes, like it, dan droom ek is nog 'n matriek, hoor hè. Nou die dag, nou ek is nou met Jesusie en ek moet by die skool uitkom. En dan kyk ek vir myself in die spieël en sê ek, maar jy is 'n ou man. Wat moet jy by die skool gemaak? Jy sê, ja, dan gaan die droom weer. Ek moet by die skool en ek het altyd 'n pak slaag gekry en dan ek gaan vanoggend weer laat wees, ek gaan weer 'n pak slaag kry. Jy sê, en dan sweet ek en iewers skrik ek wakker. Skool en ek. Maar toe ek uit die skool uit is, dis dit 'n nuwe fase, nê? En toe ek uit my 30's uitgegaan het, in my jong huwelik ingegaan het, en ons eerste kind is gebore, en ons tweede kind is verstellings. En ons moet deur die verstellings gewerk het, en intussen het ons van gemeentes verander, ons is beroep na ander gemeentes toe, en ons moet daai verstellings gemaak het, na daai verdiepings gemaak het, en dan moes ons weer nuwe verhoudinge aanpak en goed, en ons moes heeltyd groei, en ek en my vrou het intussen ouer en ouer geraak, en ons kinders is hoërskool toe, en ons kinders is uit die skool uit, en hulle is universiteit toe, en hulle het gaan leer, en nou is ons seun al getroud, en ons is al oupa en ouma, en is heeltyd verstellings wat jy moet maak, en dis lekker. Amen. Dis goed om verstellings te maak. Nou net, my dogter moet nou net uit die huis uit. Maar ons kan daar kom. Maar ek wil nie eintlik hê sy moet uit die huis uit nie, nee dogter nie. Solank ek haar sien, is ek happy. As sy uit die huis uit is ek sien hy weer agter. Waar is jy, wat doen jy, waar loop jy rond? Maar dis verstellings, nê. So, as die vriende kom en die verhoudings groei, dan moet 'n mens saam met dit verstellings maak. En ek wil jou vra vanoggend, het jy gaan vashak in 'n seisoen? Of het jy gegroei in 'n seisoen? Wanneer jy begeer om nog terug te wees op die skoolbanke nie, it's not gonna happen. Jy kan gaan aansoek doen einde van die jaar, maar die skool gaan net vir sê, ons het 'n probleem met jou ouderdom. Of is jy in 'n faset van jou lewe, wat jy besef, hoorie, maar ek is op pad 50 toe, en die grond in my hart, het 'n klein bietjie soos 'n klipbank geraak, dit het hard begin raak. Die stampe en die stote van die lewe het so my omvorm al, dat ek weet nie of ek nog krag het en dapperheid het om nog 'n nuwe seisoen aan te pak. Hier is die geheim. God bly in jou seisoene by jou. En hy wil in elke seisoen iets in jou sit, wat jou gaan lanceer na nuwe wysheid. God gaan met jou praat oor elke moment in jou lewe, en hy gaan jou vat na diepere plekke toe. In die oomblik as ons gaan sê, as jy gaan sê, Here, vat my na die plek toe, dan is dit die oomblik wat jy in jou stukkie landbou instap, jou stukkie grond instap. Dit is jou sielsarea, en jy vir jouself sê, hoorie, nuwe potensiaal. Hier gaan nuwe dinge gebeur. Hier gaan nuwe dinge in my pos vat. Kom ons soek grond wat vrugbaar is hier binnekant.
en ons laat toe dat die Here iets in ons plant. Amen. Ek is baie lief om te kyk na prente wat gaan oor hulle herboue huis. En huidiglik in Frankryk is daar 'n tydperk wat aangaan waar hulle baie van hierdie kastele herbou. Baie mense koop kastele en dan herbou hulle die kastele. En net hierdie spesifieke een, vat die ou en hy gaan deur en stap deur die hele plek met sy 280.000 kamers. En hy kom in een toring en hy gaan staan in die kamer. Hy sê die kamer se naam is The Secret Room. Ja, dit vang my ore. Nee toch, wat bedoel hy? Hy gaan staan voor die venster en hy sê, hier's 3 vensters wat uitkyk oor die woud buitekant hierdie kasteel. En hy sê, dis die kamer wat spesiaal gemaak was vir elke persoon om te kom sit en nuwe ontdekkings te maak. To find the secret of life in you. It's the secret room. Leon, jy sit daar bo, jy het die werk gekry, nee? Kry? Ja. Die Here het vir hom wonderbaarlik voorsien. Ek is so bly vir jou. It's a new season in your life. Amen. God voorsien. Die afgelope jare die Here vir ons man soveel werke voorsien, dis ongelooflik, want ons vertrou hom. As ek in die secret room kan inkom en net die ontdekking kan maak, net die ontdekking kan maak, Here, waarmee is U besig in my? Dan begin die grond te vibreer. As ek begin sê, Here, ek het hierdie woord in my hart, dat U vir my sê, daar sekere goed wat U wil doen in my lewe, ek gaan U toelaat, Here, ek gaan U permissie gee, om my grond vir my te kom omdolwe, sodat dit in my kan posvat, Here, dat die saad kan inkom, dat hy deur die klipprige goedjies nog kan groei en wortels laat versprei in my hart. Here, kom doen dit in my lewe, dan release ek die potensiaal wat God vir my gegee het, release ek en ek sê, Here, kom doen dit in my. En dis waar ek wil hê, jy moet vanmôre saam met my kan opstaan, om te kan sê, Here, ek kom deur hierdie seisoene van my lewe. Die grond het hard geraak, Here, die grond het arm geraak, die grond het nie meer potensiaal nie, maar ek weet, daar kom 'n nuwe seisoen in my lewe. Want dan wanneer jy slaap, dan kom die Here met sy groot boelhouster en hy kom dolwe die grond in jou hart om. Hoe doen hy dit? Ek weet nie hoe hy dit doen nie, maar ek weet hy doen dit. En hy kom maak weer die grond sag en hy kom benat dit en hy kom gee weer vir my die potensiaal om met wysheid aan te kan gaan. Ons het dit so nodig in die tyd waarin ons lewe. Release the potential in you. Gaan ons dit doen? Kom staan saam met my op toe. Dankie, Here. Dankie, Here. Ek wil hê jy moet jouself sien, staan by 'n stukkie grond. Ek wil hê jy moet die stukkie grond in die oë kyk, net daar waar jy staan. Sluit jou oë. Probeer kyk deur jou geestesoog en sien hoe lyk die grond in jou. Probeer kyk, groei daar iets? Of is daar pyn in die grond? Is daar trauma in die grond? Is daar hartseer in die grond? Is daar verlies in die grond? Is daar armoede in die grond? Is daar spanning in die grond? Is daar siekte in die grond? Sien dit raak. Dalk is daar vrees in die grond. Daar's dalk spanning in die grond. Nou kom die woord van die Here en die Here kom sê, as ek saad in jou saai, sal dit altyd goeie saad wees. Ek kom saai nooit onkruid in jou lewe nie.
Ek kom saai nooit sonde in jou lewe nie. Wat ek kom saai is nuwe potensiaal, dat jy jou drome kan ontdek, en dat jy saam met my in 'n verhouding kan staan. Die saad wat ek in jou saai, is my Heilige Gees wat in jou kom werk, om vir jou diepe vertroosting te bring, vir jou diepe gesondmaking te bring. Die saad van die Heilige Gees kom in jou, en dit kom maak jou 'n nuwe mens. Ja, sê die Here, dit is ook ek wat kom en die hart van klip uithaal, en wil weer 'n hart van vlees gee, sodat jy nuut gemaak kan word. Ek wil jy stap in jou grond in, en ek wil jy moet nou begin sê vir die Here, Here, hierdie grond sal nuwe grond word. Hierdie grond word omgedolwe deur die Heilige Gees. Dankie Here. Kisabarum tilabakasiana. Ikasuruboyena labakusiana. Dankie Here. Maak die grond in my nuut, Here. Here, stuur u woord en bemes my grond, Here. Sit nuwe bemesting in my grond in, Here. Here, nie kunsmis nie, maar regte mis van die Heilige Gees. Sit dit in my grond in. Dankie Here. Nuwe grond, nuwe potensiaal. Amen. Ek wil jy sien nou, dat 'n ou seisoen het nou klaargemaak vir oggend. Ek wil jy moet dit saam met my sê, ou seisoen, jy het klaargemaak in my lewe. Nuwe seisoen, breek deur vanoggend. Ek gee jou toestemming, nuwe seisoen, breek deur in die naam van Jesus. En my lewe sal groei, my lewe sal gesond word, my lewe sal in oorwinning staan, en ek dank U daarvoor in Jesus naam. En ons saam prys die Here, halleluja. Halleluja, sê saam met my, amen.